Môre sê, woensdagoggend, kuiertyd. Die interessante van die hedendaagse beriggewing is dat die opskrifte so gekies word dat dit by my en jou 'n reaksie uitlok. En ja, as ons die artikel gelees het, kan daai reaksie baie sterk wees en nou kan die versoeking dalk nie weerstaan om onmiddellik te reageer op 'n wye verskeidenheid van maniere nie. Die interessante is, die opskrif en die feite vertel nie noodwendig dieselfde storie nie. Kan ek tong in die kies sê? Die waarheid sluit ook nie noodwendig daarby aan nie. Ja, en dit het my maar weer eens gebring by die waarheid wat staan in Jakobus 1 vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Die interessante is, as 'n ou die boodskap lees, lei dit as volg: Liewe mede-Christene, plak hierdie woorde op waar julle dit elke dag kan sien. Julle moet ander mense 'n kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig na hulle, sonder om hulle te wil doodpraat. Wanneer dit jou kans is, gee jou mening. En by daardie faset om te sê, maar weet jy wat, wanneer dit my kans is, het ek die tyd om in my eie woorde opinie te gee. Dit is 'n kunsvorm. Ek het die week ook 'n interessante ding gelees van Lawson Langston, wat hy sê, jy kan woorde gebruik en uit 'n bepaalde hoek sal jou verwoording anders lyk. Kom ons sê nou maar, ek moet vir Mariaan in Engels sê, ek mis jou. Ek sal hom vertaal, I miss you. Is dit 'n korrekte, direkte vertaling gewis? Maar hy sê, ons kan ook 'n ander manier van verwoording vanuit sê 'n digterlike hoek kies. En dan sal jy die volgende sê: I trace the shape of your absence in the spaces where your laughter used to linger, and let the echoes of you fill the hollow hours. Nou as ek vir Mariaan sê, I miss you, gaan sy seker reaksie hê, maar sy gaan ook ietsie van waardering hê. Maar as ek het vir haar so verwoord, I trace the shape of your absence in the spaces where your laughter used to linger, and let the echoes of you fill the hollow hours, dan gaan 'n ander reaksie wees. Dan gaan 'n dieper verstaan wees. En sy gaan regtig waar uit my hart uit weet, hoe voel ek en wat wil ek graag vir haar sê. Ja, in die naweek het ek weer 'n dingetjie gelees ook oor iemand wat 'n baie sterk opinie het oor Bybelvertalings en wat dan nou die regte vertaling is. En ja, kan nou nie maar dieselfde beginsel toepas om te sê, die verskillende vertalings is 'n poging om uit 'n ander verwysingsraamwerk te verwoord. Kom ek lees vir julle Psalm 23 vers 4 uit die 53 vertaling. En dis 'n letterlike vertaling. Die doel was wat daar staan om dit letterlik so oor te vertaal. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Dis letterlik. En dis dalk dan die beste vertaling wat jy kan kry. Maar kom ek vra vir jou, hoe lyk 'n dal van doodskaduwee? Hoe lyk dit as jy kan sê, geen onheil tref my nie? As ek vir jou vra, die stok en die staf van die Here, hoe ervaar jy dit in jou lewe? Hoe troos dit jou? Wat gaan jy sê? Maar kom ek lees die boodskap. En die boodskap wil die oorspronklike teks vat, maar dit nie letterlik vertaal nie, wil dit vertaal in hedendaagse verstaanbare Afrikaans. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie,
Julle nou verstaan ek 'n doodskadu, 'n dal van doodskadu. Wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie. Sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie? Onheil my nie tref nie? Sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie? Ek verstaan beter. Die stok en die staf van die Here in my lewe, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Nou verstaan ek beter. En ja, kom ons keer terug vir 'n oomblik net na Jakobus 1, vers 19. Hoor? Ek dink ons kan daarby ook inlees, lees. Ek dink dis die kuns van die lewe. Beginnende by as ek die Bybel lees, om te lees en te hoor en te lees en te hoor, al die verskillende vertalings. Psalm 23, hoe lyk die letterlike vertaling? Lees die 53 vertaling. Hoe lyk dit in moderne taal? Lees die boodskap. Eugene Peterson het The Message vertaal, en sy doelwit was om te sê, so klop die hart van God ons hemelse Vader, en lees dit. En as ek al drie gelees het, hoor ek en verstaan ek die diepte van daardie gedeelte. Psalm 23 vers 4. Stel dit my in staat om te reageer teenoor die Here in gebed, teenoor ander, om inhoud te gee aan daardie gedeelte in my lewe. Dieselfde beginsel. Hoor en hoor en hoor voordat jy praat. Geld in die media. As ek iets lees en dit bots met my gees, lees ook iemand anders en ander en ander wat oor dieselfde saak die waarheid soos hulle dit ken deel. En as ek dit by mekaar het, verstaan ek dalk beter en het ek 'n beter begrip van wat die waarheid kan wees. Die tyd waarin ons leef, dink ek, is dit 'n fyn kuns om dit aan te leer. Hoor, dan eers praat. Lees, dan eers reageer. En kan ek 'n derde faset bysit? Woorde, die kies van woorde. I miss you? Klinies korrek, 3 woordjies. Maar ek kan dit ook anders verwoord. Maar om dit so te verwoord, vat tyd en nadenke. Maar dit gee totaal dieper inhoud en betekenis. En dis die uitdaging vir my en jou. Het ons die tyd om te hoor, lees, en my woorde te vat en te herverwoord. Here, ons vra maklik, plaas 'n wag voor my mond. Maar Here, mag ons ook daarmee saam nooit vergeet om te vra. Here, maak my ore en my oë waawyd oop en sit dan 'n wag voor my mond. Dat ek sal hoor en weer hoor. Dat ek sal lees en weer lees. En dan bidend, die Gees vra om my woorde te vorm, voordat ek reageer. Lei my daarin, Here. In U naam. Amen. Uitdaging vir die week. Miskien kan ons net so ver teruggaan soos die naweek, en vir myself afvra, het ek sekere goed gelees? Het ek onmiddellik reageer? Het ek my hand gegryp aan sosiale media? Het ek 'n klomp stellings gemaak? En vandag, as ek terugkyk, en wanneer ek ander so opinies oor dieselfde saak hoor, besef ek het eintlik myself as 'n dwaas voorgedoen. Want ek het reageer in die hitte van die oomblik, sonder om te lees en te lees en te lees. As ek daardie besef het, kom ek neem hierdie week 'n doelbewuste besluit om te sê, going forward, of dit kom by die Bybel, of dit kom by sosiale media, of wat ook al, Jakobus 1:19 gaan vir my 'n riglyn word. Ek gaan 2 keer luister. Ek gaan 2 keer lees.
voordat ek dit waag om die eerste keer te reageer. En wanneer ek reageer, gaan ek baie sorgvuldig wees in die woorde wat ek kies om te reageer. 'n wonderlike week. Sterkte daarmee. Ek self gaan daarmee stoei.